Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook aan al ons kykers. Is goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou vandag is bekend as Opstandingssondag. Die dag waarop ons herdenk Jesus het uit die dood uit opgestaan, die dood oorwin en vir ons lewe en lewe in oorvloed gebring. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam van hierdie Jesus wat leef. Heer, ek bring al my sonde na die rivier van u genade. Kom en reinig my, kom vergewe my, Heer, ek moet met u ontmoet. Genade water, wat gesond maak, vloei met vryheid van alle seer. Ek wil gaan na die rivier, Heer, want ek moet met u ontmoet. Here Jesus, ek's gereed om my alles voor te gee. Neem my hand nou, lei my nader, Heer, ek moet met u ontmoet. Kom deel saam met ons in die rivier van God. Kom vind lewe totaal niet gemaak. Hy roep jou, hy wag vir jou. Jesus wil jou daar ontmoet. Here Jesus, ek's gereed om my alles oor te gee. Neem my hand nou, lei my nader, Heer, ek moet met u ontmoet. Neem my hand nou, lei my nader, Heer, ek moet met u ontmoet. Met u ontmoet, met u ontmoet. Nou vandag wil ek vir jou 'n boodskap bring uit die opstandingsverhaal van Jesus uit. Die verhaal van vroeg die Sondagmôre, toe Maria Magdalena hulle by die graf kom, die klip is weggerol, daar's 'n engel, Jesus, al hierdie stories. Kom ons gaan kyk so 'n stukkie van hierdie verhaal en ons gaan kyk hoe dit op ons lewens vandag tot toepassing en wat kan dit vir jou en my beteken in jou en my lewe. Kom ons gaan lees saam hier vanaf Matteus 28 vanaf vers 1 af. Hy sê: Vroeg Sondagmôre, terwyl dit begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing, omdat daar 'n engel van die hemel afgekom het en die klip voor die graf wegrol en daarop gaan sit het. Sy gesig het geblink soos weerlig en sy klere was sneeuwwit. Die wagte het van angs begin bewe oor die engel en toe soos dooies bewusteloos neergeslaan. Daarop het die engel die vroue aangespreek met die woorde: Julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood, presies soos hy gesê het. Kom kyk hier, het sy liggaam gelê, en gaan sê nou dadelik vir sy disippels,
Jesus is uit die dood opgewek en hy gaan julle so lank vooruit Galilea toe. Julle sal hom daar sien. Julle kan reken op wat ek vir julle sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, oorstelp van skok, maar nog meer van 'n ontsaglike blydskap. Het hulle gehardloop om die boodskap aan sy disippels te gaan gee. En toe, met eens, daar staan Jesus voor die vroue. En hy sê, goeiedag almal. Hulle hardloop na hom toe, gryp sy voete vas en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, julle hoef nie bang te wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet Galilea toe gaan en hulle sal my daar sien. Nou hierdie is die bekende verhaal, soos ek sê, van die opstanding van Jesus. En ons gaan so een of twee van hierdie grepe hier uit hierdie skrif uithaal en kyk hoe dit prakties op my en jou lewe van toepassing. Ek wil begin met die gedeelte van die engel wat kom en wat die klip wegrol, iets van die simboliek van God rol probleme uit jou en my lewe uit. Kom ons gaan lees daai gedeelte saam, dis hier vanaf vers 2, of hy sê, skielik was daar 'n geweldige aardbewing, omdat daar 'n engel van die hemel afgekom het, die klip voor die graf wegrol en daarop gaan sit het. Sy gesig het geblink soos weerlig en sy klere was sneeuwwit. Die wagte het van angs begin bewe oor die engel en toe soos dooies bewusteloos neergeslaan. Hierdie is die beeld, die prentjie wat ek gekry het toe ek het gelees het. Ek het probleme in my lewe, ek het uitdagings in my lewe, ek het klippe wat in my pad staan. Nou, as jy die Markus gedeelte gaan lees van die opstanding, dan sal jy sien, terwyl die vrouens op pad graf toe was, het hulle onder mekaar gepraat en gevra, wie gaan vir ons die klip wegrol? Nou, ek weet nie wat gaan aan in jou lewe nie, maar dalk het jy ook 'n klip in jou lewe. En dit gaan iets bonatuurliks vat om die klip uit jou lewe uit weg te kry. Dalk het jy wagte in jou lewe. Iemand wat jou probleme veroorsaak, mense. Nee? En ons sê altyd, weet jy, ons kan niks aan mense doen nie. Mense het keuses, mense het besluite. Hoe kan ek 'n mens se hart verander? Hoe kan ek mense keuses verander? So, jy sit dalk met 'n klipprobleem of 'n mensprobleem en dan hierdie storie. Die opstandingsstorie is, 'n engel van die Here kom en kom rol die klip weg en die wagte val soos dooies neer en die probleme is weg. Ek hou van hierdie prentjie en hierdie prentjie het my geïntriek van die engel het gaan sit op die klip. Nou, ek het hierdie prentjie in my kop van toe ons klein was, kinders was en ons het mekaar gespeel en geboelie en beklei daar op die skoolvelde, nee, onthou jy? En jy die ander ou gewen, dan gaan sit jy so op hom en jy sê, ag, dit was sommer maklik, ek het hom maklik oorwin en hy stoei onder jou boude want hy wil nie jy moet op hom sit nie, maar die wenner sit bo. Ek het hierdie prentjie van die engel sit op hierdie klip en sê, so die klip was julle groot probleem gewees. Kyk nou, ek sit sommer op hom. Dis nie 'n probleem nie. En dis dalk wat die Here vanoggend vir jou wil sê. Jou groot klippe in jou lewe is nie regtig vir God sulke groot klippe nie. Jou groot mense probleem, mense wat stryd, mense wat skinder, mense wat jou indoen, mense wat jou onderdruk by die werk, mense probleem. Hy sê, dis nie so groot probleem nie. Ek kan 'n engel stuur. En hierdie engel, hierdie bonatuurlike krag van my, kan jou lewe verander, kan jou probleme oplos, kan vir jou 'n wonderwerk doen in jou lewe. Jy moet net in hierdie storie wees van die opgestaande Jesus. Nou kom ek fokus gou 'n bietjie hierop. Wat sal jy doen as jy 'n groot probleem het? En hier kom 'n engel, soos daai skrifgedeelte gesê, sy gesig is so helder soos 'n weerligstraal en hy het geskyn soos lig. Ek bedoel, dis hierdie mooi prentjie van hierdie goddelike wese wat skyn soos lig en heerlikheid en hy kom los jou probleme op. Wat sal die meeste van ons doen met so iets? Kan ek vir jou sê? Ons wil 'n boek skryf. Ons sal vir die wêreld vertel. Ons sal vir almal vertel iets van 7 stappe hoe om 'n engel te kry om jou lewe te verander.
ons sal dit die wonderwerk maak, en ons sal daar tent opslaan, en ons sal net daar bly, want, ek bedoel, wil almal nie hê 'n engel moet kom en sy probleme oplos nie? Wil almal nie hê so groot, mooi, goddelike engel moet wys ek's lief vir jou en ek kom in jou wêreld in en los jou probleme op hê? Hier kom die geheim. Hoor mooi, hier kom 'n groot geheim. Hierdie engel sê vir hulle, hoekom het hy gekom? En hoekom het hy vir hulle die klip uit die weg uitgerol? En hoekom het hy die wagte laat omval en die wagte? Hy kom en hy gee vir hulle die antwoord vir hoekom hierdie wonderwerk. Kyk wat gebeur in hierdie gedeelte. Matteus 28:5b sê hy, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hoor hierdie woorde. Die geheim van die lewe is nie soek die antwoord vir die klippe nie. Die geheim van die lewe is nie soek die antwoorde vir mense wat jou te nakom of seermaak of iets nie. Die geheim van die lewe vir wonderwerke is soek Jesus en net Jesus. En wanneer jy Jesus gevind het, verkondig Jesus. Moenie engele verkondig nie. Moenie jou 10 stappe tot sukses verkondig nie. Moenie jou claim to fame van hoe dit gebeur het of dat gebeur het probeer verkondig nie. Soek Jesus en verkondig net Jesus. En ek kan nie genoeg hierdie punt vir jou beklemtoon nie. Die engel het opgedaag omdat die vrouens Jesus gesoek het. As jy wil hê God moet opdaag in jou lewe, en vir jou klippe wegrol, en in jou lewe mense help, of oplossings van probleme, of wat ook al, as jy wil hê God moet opdaag om vir jou 'n wonderwerk te doen, soek God. Nie soek 'n wonderwerk nie, soek God. Nie soek wat hy vir my kan doen nie, soek hom vir wie hy is. Net hoor gou hierdie, in die Johannes Evangelie, lees ons iets van hierdie woorde. Wie soek julle? Dis hier in Johannes, toe hulle in die tuin van Getsemane is. Toe vra Jesus vir die mense, wie soek julle? Die soldate wat daar aangekom het. En hulle antwoord is, ons soek Jesus van Nasaret. En Jesus sê vir hulle, dis ek. Okay? Twee hoofstukke later, dis daar in Johannes, ek dink Johannes 18 rond. Hier in Johannes 19 gebeur amper dieselfde weer, of Johannes 20 gebeur amper dieselfde. Jesus staan weer in 'n tuin, en hy kom by hierdie vrouens, en hy vra vir hulle weer hierdie woorde, wie soek julle? En hoor mooi, hulle antwoord is presies dieselfde as die ouens in die ander tuin, die tuin van Getsemane. En die tuin van die graf is die antwoord dieselfde. Ons soek Jesus. Maar wat is die verskil? Die motief. Die een soek Jesus om hom te kruisig en hom uit te lewer, om hom te verraai. Die een soek Jesus vir wat dit vir my werd, né? Judas, 30 sikkel silwers in die sakkie. Ek soek Jesus want dit gaan vir my status gee. Ek soek Jesus want nou gaan die ander mense van my hou. Ek soek Jesus want dan gaan hy die klippe vir my wegrol. Ek soek Jesus vir wat hy vir my kan doen. Hoekom het die vroue Jesus gesoek? Want hulle was net lief vir hom. Hulle het hom net gesoek oor wie hy is. So albei soek Jesus, albei se antwoorde is dieselfde, maar die motiewe verskil. Kan ek jou reguit vraag vra? Hoekom soek jy Jesus? Soek jy Jesus vir die wonderwerk? Soek jy Jesus vir die nuwe werk? Soek jy Jesus vir genesing? Soek jy Jesus vir geld? Soek jy Jesus vir 'n beter huwelik, 'n soeter kinders? Soek jy Jesus vir wat hy vir jou kan doen? Of het jy iets van hierdie vrouens se hartklop binne in jou van liefde? Onthou jy wat het gebeur in die verhaal wat ons gelees het? Toe Jesus uiteindelik aan hulle verskyn en hy sien, of hulle sien dis hy, hulle het gehardloop en voor sy voete neergeval en hom begin aanbid, en ek sien 'n prentjie van huil en soen en wil hom nie los nie, wil nie weggaan nie, want dis hierdie Jesus vir wie ons so lief is, het uit die dood uit opgestaan en hy's terug. Nou, hoor gou mooi, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, daai krag is tot jou en my beskikking, maar daai krag lê in 'n liefdesverhouding met Jesus. Daai krag lê nie in 'n formule nie.
Daai krag lê nie in 3 stappe en 2 gebede en hierdie olie en hierdie sout en hierdie dit en hierdie dat en so stilte tyd. Nee, daai krag lê net op een plek. Is jy fanaties lief vir Jesus, 'n volgeling van Jesus? Jy soek net Jesus vir wie hy is. Hierdie is 'n groot hartsvraag wat ek en jy onsself moet afvra. Hoekom soek ek Jesus? Kan ek sê my motiewe is opreg? Ek het hom lief, hy het sy lewe vir my gegee. Ek wil by hom leer. Ek wil groei in hom. Ek wil hom verstaan. Ek soek Jesus net oor wie hy is, nie noodwendig oor wat hy vir my kan doen nie. Ek wil jou vat na die resultaat toe, die eindresultaat van hierdie hele opstandingsverhaal. En die eindresultaat is hierdie boodskap wat Jesus vir hierdie vrouens gee. En die effek wat dit op hulle lewens het. 2 keer, die engel en Jesus sê vir die vrouens hierdie woorde: moenie bang wees nie. Dis 'n bevrydende gedagte. Kan jy dink jy leef sonder vrees? Kan jy dink jy vrees nie vir môre nie, jy vrees nie vir jou kinders se toekoms nie, jy vrees nie in hierdie land nie? Kan jy dink jy te lewe sonder vrees? Weet jy waar lê die geheim? Soek Jesus. En wanneer jy Jesus vind en hy kyk in jou oë en jy sy kind en jy sy volgeling en jy leef in sy ritmes wat ons jou leer en jy's net by Jesus elke dag, die woorde wat Jesus vir jou oor en oor gaan sê is: moenie bang wees nie. Maak nie saak waar jy gaan nie. En dan die reaksie op die vrouens van hierdie moenie bang wees nie, is hierdie woorde, die laaste woorde, Matteus 28:8, hy sê: oorstelp van skok, maar nog meer. So jy kan dadelik weer oorstelp insit. Oorstelp van ontsaglike blydskap het hulle gehardloop om die boodskap aan sy disippels te gaan gee. Wat is die resultaat op jou en my lewe as ons net Jesus soek? Oorstelp van blydskap. Hierdie emosie van vreugde, van vryheid, van sonder vrees, van ja, die klippe is uit my lewe uit weggerol, die mense wat probleme veroorsaak het, ek het hulle lief, ek het hulle vergewe, hulle is nie meer 'n issue vir ons nie. Oorstelp van vryheid, as ek Jesus soek. En daarom, hoe soek ek en jy Jesus? Is daar 'n blydskap in jou en my? Is daar 'n hoop binne in jou en my? Die verhaal gaan aan, en hulle het gehardloop na die ander disippels toe om vir hulle die storie te gaan vertel. Ons praat baie oor evangelisasie. Ons moet vir ander mense God se liefde wys. Ons moet die liefde uitdra. Ons moet ander vertel van Jesus. Kom ek sê vir jou hierdie woorde. As jy oorstelp is van die blydskap van Jesus, as jy net Jesus soek in jou lewe en jy ontdek Jesus, niemand hoef vir jou eintlik te sê, gaan vertel nie. Ons sal vir jou eintlik sê, bly bietjie stil. Okay? Want as jy Jesus ontmoet het en beleef het en hy jou sonde vergewe het en jy weet hy die dood oorwin en die klippe uit jou lewe uit weggevat en hy die probleme opgelos en hy's in jou lewe betrokke elke dag, ek sal jou nie kan stilhou nie. Want jy sal hardloop om vir die wêreld te vertel wie Jesus is. So, julle eenvoudig, hier op Opstandingssondag. Glo jy Jesus het opgestaan? Het jy hom al gesien? Het jy hom al beleef? Soek jy die opgestaande Jesus? Of soek jy die wonderwerke? Soek jy dat die klip weggerol moet word? Soek jy die engel? Is jy tevrede met 'n tweede graadse verhouding, hier deur ander mense, net 'n teologie of net 'n godsdiens, of soek jy Jesus, 'n persoonlike intieme verhouding met hom? Die opgestaande Jesus, hy wil jou ontmoet, en hy wil vir jou sê, hier is ek, bou 'n verhouding met my. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Hoë berge, diepe dale, stormwinde is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre tuine, plate blomme in woestyne wat skree. Daar moet 'n God wees.
skepping getuig, dat die mensdom moet weet, hy leef, alle lof ere waardig, hy leef, verhef oor die aarde, verberg vir die oor, tog hoorbaar onhoor, hy leef. Kom ons bid saam vir elkeen van ons, vir ons land, vir mense, dat hulle iets sal sien en hoor van die opgestaande Jesus, wat kom troos, kom help, klippe wegvat, probleme wegvat, maar meer nog, vrees kom wegvat in 'n verhouding met hom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u evangelie boodskap, vir die verhaal van Jesus wat gesterf het aan die kruis, maar meer nog, die Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Dankie dat dit nie net 'n storie is nie, maar dat dit die waarheid is wat lewens elke dag nog verandering konfronteer. En hoe bid ek, Here, dat mense nie sal stop by die engele nie, dat mense nie sal stop by die klippe en die probleme nie, maar dat mense sal aanhou soek en sê, ek soek Jesus, vir die regte redes en die regte motiewe, omdat ek hom liefhet. En dankie, Here, wanneer ons Jesus soek, sal ons oorsteld wees van blydskap, vol vrede, vol betekenis, 'n lewe met 'n doel. Dankie daarvoor, Jesus. Ons bid dit vir ons land, ons bid dit vir elke persoon, in Jesus naam. Amen.